diens. Halleluja. Kom aan kerk, lig net jou hande op na die hemel toe vir 'n oomblik. Vader, ons dankie vanoggend vir die teenwoordigheid in hierdie gebou en ons dankie vir wat u gaan kom doen. Here, ons dankie dat u woord verklaar dat daar waar 2 of meer vergader in die naam, daar is u in hulle midde. En Heilige Gees, ons bid vanoggend dat u sal kom beweeg in hierdie kerk van sitplek tot sitplek, van persoon tot persoon. Vader, ons is nie hier vir entertainment nie. Ons is hier om 'n ontmoeting met die God van hemel en aarde te hê. Halleluja, want voor hierdie naam sal elke knie buig en elke tong sal bely dat hy God is. En Here, vandag buig ons knie voor u in 'n desperaatheid om te ontmoet met u. En ek bid Heilige Gees dat u elke persoon sal kom aanraak. Here, hier is vanoggend laste wat gelig moet word. Hier is jukke wat gebreek moet word. En ek dank u, Here, dat dit hang nie af van 'n prediker of 'n worship leier nie. Dit hang af van die salwing van die Heilige Gees. Want dit is die salwing wat jukke breek en wat slawe vrymaak in Jesus naam. En ek bid, Here, dat u sal kom doen wat net u kan kom doen in hierdie oggend in Jesus naam. Kom aan, as jy lief is vir Jesus, skree amen. Kom aan, sê amen. Nou, ek het gesê vir die jeugvrydag en vir die manne gister, ek is 'n Pinkster prediker en ek vra nie om verskoning daarvoor nie. Halleluja. As jy nie daarvan hou nie, sorg dit met pastoor Rudolf na die tyd uit. En ek het groot geword in 'n kerk waar die kerk harder praat as die prediker. Hulle is amen geskree. So as jy iets like wat ek sê, sê amen. As jy dit nie like nie, sê shut up, sê net iets. Prys die Here. Praat terug. Ek sê gister vir die manne toe ek getrou het met my vrou, toe sê ek vir haar nooi. Ek noem haar nooi. Ek sê nooi. Jy kan met jou man terugpraat. Praat terug met my. Kommunikeer met my. Halleluja. So kerk, asseblief, praat terug met my vanoggend. Prys die Here. Maar ek is opgewonde vir wat die Here gaan doen in hierdie gemeente vanoggend en wat hy besig is om te doen in Witbank en in hierdie area. Ek was verlede jaar vinnig, ek dink dit was in November maand, was ek hier in Witbank vinnig gewees en vroeër hierdie jaar by die Mighty Men en nou obviously hierdie naweek en elke keer in die 3 keer wat ek nou die laaste tyd hier was, voel ek regtig 'n burden, soos die Engelsman sal sê, vir hierdie area. En ek voel God is besig om die grond voor te berei vir 'n kragtige beweging van sy gees. Ek dink hier gaan 'n groot sieleoes inkom in hierdie area. En ek wil jou aanmoedig om sensitief te wees vir die Heilige Gees en ek wil jou aanmoedig om vir God te vra wat jy kan doen om deel te wees van wat God doen in hierdie tyd in hierdie area in Jesus naam. Weet jy die realiteit is dit. In Engels hou ek daarvan om te sê we can sit on our blessed assurances and cry what is happening in the world or we can stand up and make Jesus known. Halleluja. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons is nie net geroep vir 'n doel nie kerk, vir 'n stoel nie kerk. Ons is geroep vir 'n doel. Kan jy amen sê? Ons is geroep om aktief deel te neem in wat God doen in hierdie tyd en in hierdie uur. Kan jy amen sê? Ek gaan vir jou baie vra om amen te sê, want amen beteken jy stem saam. Prys die Here. Maar my naam is Johan Drey, vir die wat nie weet nie, ek is 31 jaar oud en soos pastoor tereg gesê het, ek is 'n baie gelukkige man. Want ek het 'n pragtige vrou. Ek sê altyd die grootste wonderwerk na my redding is dat my vrou ja gesê het toe ek haar gevra het om te trou. Ek het haar eintlik nie gevra nie, ek het haar ingelig. Ek het vir haar gesê ons gaan trou. Prys die Here. En sy het gesê, "Right, kom ons trou." En wel, daar het ons nou amper 3 kinders later. So dit gaan goed. Prys die Here. Die Here is met ons. Maar ek wil vanoggend net in my vrou se afwesigheid daar ook eer. Jy weet ek onthou toe ek so 13 of 14 jaar oud word, toe sien my ouma, ek begin te kyk na die girls. Toe roep sy my een kant toe met 'n paplepel. En sy sê sit. En sy sê toe vir my, ek wil hê jy moet hierdie woorde hoor en jy moet hierdie verstaan, dat mooi vergaan maar deeg bly staan. Halleluja. En ek dank God vir 'n deegsame vrou en ek is bly om met jou te deel en aan te kondig. Sy's flippend mooi ook hoor. Halleluja. Dit sou maar 'n tragedie gewees het as sy nie was nie. Maar sy is, prys die Here. En ek is dankbaar vir my vrou. Ek kan nie doen wat ek doen sonder haar ondersteuning en haar gebed in my lewe nie. Wanneer ek moeg raak, ek reis die hele tyd, ek vlieg die hele tyd, ek preek die hele tyd, leef die hele tyd in 'n tas uit. En baie keer as ek moeg raak en nie meer lus is om dit te doen nie, dan sal my vrou vir my sê, trek aan, pak jou tas en gaan. Jy weet wat die Here jou voor geroep het om te doen. So ek sou nie kon weet wat ek is en wat ek doen sonder haar liefde en ondersteuning. En sy run die show by die huis. Ons het 2 besige bytjies. Judah 6 jaar oud. Hy is ons sonskyn, my sunshine, en dan my dogtertjie wat 4 is, Leah. Sy is die teenoorgestelde, thunder and lightning. Halleluja. So as jy wil bid vir my. Halleluja. Ek kom van Amerika af terug, so rukkie terug en ek was so 3 weke in eie land uit en toe ek terugkom, sien ek maar Leah het omtrent 'n houding. En ek sê vir my vrou, wat gaan aan met die kind van jou? Sy sê, is jou kind, hy aard na jou. En ja, sy aard baie na haar pa, maar sy is 'n uitdaging, prys die Here. 'n Wonderlike uitdaging. En nou in hierdie week wat kom, dan verwelkom ons nou ons tweede dogtertjie, waar ons baie opgewonde is. Ek onthou met die gender reveal 'n paar maande terug in November verlede jaar.
Ek was oortuig het gaan 'n seentjie wees en jy weet, toe daar nou pink rook by daai rookbom uitkom, toe dog ek is 'n fabrieksfout. Ek sê, "Wat's fout met die ding? Dit kan nie wees nie." En ek het bomskok gehad want die oomblik toe ek daai pink rook sien, toe besef ek, maar ek gaan nou ek gaan 'n skoonpa moet wees van 2 skoonseuns en dis 'n probleem. Halleluja. Die Here moet my help. As jy dogters het, kry my na die diens hier agter, gee my advies. Prys die Here. Maar ek is so lief vir my gesin, ek is dankbaar dat hulle is 150% agter my om te doen wat ons doen. Om te sien dat Suid-Afrika geruk en geskit word deur die krag van God. Kan jy amen sê? Amen. Pastor, baie dankie. Dis regtig 'n voorreg om hier te wees. Ek wil dankie sê aan die hele span en die leierskap van Neo Doxa. Is 'n voorreg om te sien wat God doen, hierdie mooi gebou wat julle het. En ek wil vir julle sê, God is nie klaar met Witbank nie. God het nie vergeet van Mpumalanga nie. Halleluja. Hierdie potholes moet uitgesort word. Prys die Here. Ek hoor hulle sê gister vir my, as 'n ou hier reguit ry, moet jy weet hy het een te veel gedrink. Halleluja. Ek sê, okay, so jy moet nou maar dodge, prys die Here. Maar dit is 'n voorreg om hier te wees. Ek glo God gaan iets kragtigs doen en ja, ons mik daarvoor en vertrou die Here. Begin om in September heel moontlik terug te kom na hierdie area toe om 'n groot evangelistiese byeenkoms op te sit waar ek glo duisende mense gaan kom om die gospel te hoor. En ek wil jou aanmoedig om deel te wees van dit. Nooi die mense. Daag op. Ons het 'n werk om te doen. Amen. 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 Ek moet seker nou 'n bietjie begin preek. Prys die Here. Voel of ons 'n familievergadering het. Halleluja. Jy weet, ek het in die kerkwêreld groot geword en omdat ek in die kerkwêreld groot geword het, het ek baie boodskappe in my lewe al gehoor. En jy weet, daar's een kragtige waarheid en ek wil daardie kragtige waarheid vanoggend met jou deel. En dit is 'n waarheid waar ons mee so gemaklik geword het en dis iets wat ons so gereeld hoor en as jy iets die hele tyd hoor dan raak dit half, jy weet, dit het nie dieselfde impak, dieselfde krag as wat dit gehad het die eerste 2 of 3 keer wat jy dit gehoor het nie. En dit is hierdie waarheid dat Jesus jou liefhet. Jesus is lief vir jou en dit was bewys in Johannes 3 vers 16 toe die Bybel verklaar dat so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan beerwe. God is lief vir jou. En die Bybel sê waar Paulus skryf in 2 Korintiërs, hy sê dat as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. En dan sê hy alles word nuut. So met ander woorde, wanneer jy gered word, wil God in elke area van jou lewe 'n vernuwing bring. Hy wil nuutheid bring in na jou lewe toe. Hy wil 'n nuwe ding doen in jou lewe. En daardie woord alles in hierdie skrif beteken letterlik wat dit sê. Alles. Elke faset van jou lewe moet in lyn kom met die waarheid van God se woord rakende jou lewe. Maar soos wat ek reis deur Suid-Afrika en met baie verskillende kerke werk en baie mense werk in ons groot byeenkomste en by gemeentes, kom ek agter dat in Suid-Afrika en wêreldwyd het daar 'n mentaliteit ingesluit by die kerk of 'n oortuiging ingekom by die kerk dat God is 'n God wat ons red en God is 'n God wat ons vergewe. Maar ons sukkel, baie mense sukkel om te glo dat God is ook 'n God wat vrymaak. En God is ook 'n God wat voorsien. Ons glo hy red. Ons glo hy vergewe, maar wanneer jy aan mense probeer kommunikeer dat hy jou ook wil vrymaak en dat hy ook vir jou wil voorsien, dan sukkel hulle om dit te snap, om dit te glo, om dit weet deel te maak van hulle lewe. Maar ek wil vandag vir jou sê dat God roep my en jou en hy roep die kerk van Jesus Christus na 'n plek toe van oorwinning. Nie van verslaaf wees nie van hopeloos wees nie, van oorwinning. En as jy reg deur die Bybel kyk, dan kan jy sien dat daar 'n duidelike lyn is tussen Genesis en Openbaring dat God 'n intens begeerte het om vir sy kerk, vir sy mense oorwinning te gee. Kan jy amen sê? Maar ek sien baie mense het in 'n plek gekom waar hulle tevrede is met redding en met vergifnis, maar ons aanvaar nie al die ander dinge wat God vir ons beskikbaar gestel het nie. En jy weet, ek het in die kerk groot geword en ek het my hele lewe lank gehoor hoe mense preek oor 'n lewe van oorwinning. Ek het gehoor oor getuienisse oor 'n lewe van oorwinning. Ek het liedjies gehoor oor oorwinning. We gonna see a victory. En ek het al gehoor hoe die kerk halleluja en amen skree wanneer die prediker preek oor die idee van oorwinning. Maar as ek om my gekyk het as 'n jong man in die kerk, het ek gesien ons preek oor dit, ons praat oor dit, maar ons leef dit nie. Ons praat oor hierdie oorwinning, maar wanneer jy kyk na die mense om jou, dan het ek nie die oorwinning gesien in hulle lewe nie. En ek het vir lang tyd met God gestoei oor dit. En ek het gesê, Here, waar is die oorwinning waarvan ons sing? Waar is die oorwinning waarvan ons preek? Waar is die oorwinning waarvan ons praat? En vir lang tyd het ek gestoei met hierdie gedagte. En eendag toe het ek regtig 'n moeite gedoen om 'n studie te maak van dit. En ek het na die woord toe gegaan en ek het gaan soek, wat weerhou die kinders van die Here van die oorwinning waarvan die Bybel praat? Nie die oorwinning wat 'n kerk vir jou dalk voorhou of iemand 'n prediker vir jou voorhou nie, Bybelse oorwinning. Waar is dit? En ek het
tot baie, jy weet, gevolgtrekkings gekom wat bydra tot die gebrek aan oorwinning in die kerk. Maar een van die grootste dinge wat die kerk van Jesus Christus in Suid-Afrika spesifiek weerhou om aan hierdie oorwinning te leef waarvan God praat, is 'n idee wat ingekruip het by ons, dat ons moet net vasbyt tot die einde toe. Ons moet net vasbyt tot Jesus terugkom. Maar ek wil vandag vir jou sê, kerk, Jesus het nie na kruis gesterf en 'n duur prys betaal met sy bloed vir ons net om te oorleef nie. Nee, meneer, hy het in 'n kruis gesterf vir ons om te oorwin in Jesus naam. Sê amen. Oorwinning behoort aan die kinders van God. Maar ek het gesien dat baie mense het in 'n plek gekom waar ons begin leef het in ooreenstemming met die leuns van die vyand. Jy weet, ons aanvaar met net ons omstandighede, ons aanvaar met net wat aangaan in die wêreld. Maar ek wil vandag vir jou sê, kerk, dis tyd dat ons breek met die leuns wat ons weerhou van oorwinning, en dis tyd dat ons onsself posisioneer om in lyn te kom met die waarheid van God se woord wat ons posisioneer vir oorwinning. Hy wil hê ons moet breek met die leuns van die vyand en in lyn kom met sy woord, met die waarheid van sy woord. Die waarheid maak vry. Halleluja. Daar's 'n groot gedeelte van die kerk wat vandag lewe in 'n verslae posisie. En wanneer ons in lyn kom met die leuns van die vyand, en dis baie subtle. Mense dink, jy weet, dit gaan nou fireworks wees en ontploffings wees. Die vyand is subtle. Hy introduce 'n paar idees, 'n paar gedagtes, mense plant 'n idee in 'n saad by jou. Jy kyk hier op die TV, later dan begin jy te dink wat jy nou net gesien het, dan begin jy te praat wat jy dink, en uiteindelik begin dit 'n realiteit skep in jou lewe. Die vyand kom nie altyd met fireworks nie. Hy kom subtly. Hy's slinks. En ek wil vandag vir jou sê, kerk, dis tyd dat ons breek met die leuns van die vyand. Jy weet, soos wat ek reis, kom ek by baie plekke en ons preek en ons sê vir mense, luister, dit is tyd, of kom ek sê dit so, wanneer jy by mense kom en jy sien dat hulle is so lank gekonfronteer in hulle lewe met slegte nuus, en jy kom by hulle en jy deel die goeie nuus, dan verwerp hulle die goeie nuus, want hulle het gemaklik amper half geraak, in 'n custom geraak tot slegte nuus. Wanneer jy na hulle toe kom en jy wil vir hulle vertel oor die oorwinning van God, dan raak hulle opgewerk oor dit en hulle verwerp dit, want hulle is gewoond daaraan om in defeat te lewe. Maar ek wil vandag vir jou sê, kerk, ons kan nie bekostig om stil te bly oor die goedheid van God nie, want Jesus het gesê, the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to proclaim good news to the poor, freedom to the captives. Dan gaan hy aan en hy sê, om die guns in die aangename jaar van die Here aan te kondig. Ek wil vandag vir jou sê, kerk, ons moet op 'n plek kom waar ons besef dat God het goeie intensies met ons, en daar is vir my en jou oorwinning deur die bloed van Jesus. Maar as ons onsself nie gaan posisioneer om in lyn te leef met God se woord nie, dan gaan ons elke leuen van die vyand glo aangaande ons lewe. Kan jy amen sê? Ons is nou nie in NG Kerk vanoggend hier, ek kan terugpraat. Halleluja. Gaan pak kry, prys die Here. Dis tyd dat ons breek met die leuen van die vyand. Dis tyd dat ons loskom van wat die vyand van ons voorhou. Ons is geroep om te oorwin. Ons is geroep om nie terug te staan en net aanvaar wat die vyand ons bring. Jy weet, daar's 'n powerful ou in Amerika, preker, en hy preek altyd, dan sê hierdie woorde. Hy sê, we are not, the devil is not over your head. The devil is not eye to eye with you. The devil is where he was yesterday and will be tomorrow, under your feet. Ons gee die vyand soveel krediet. Die vyand val my aan, die vyand is 'n verloorde. Die Bybel sê hy is onder jou voete. Daar's oorwinning oor die vyand. En die Bybel sê dat dieselfde gees wat Christus uit die dood opgewek het, die gees van opstanding, die gees van oorwinning leef in my en jou. Ons is geroep om in oorwinning te loop en te funksioneer. Ons is nie geroep om rondgestamp te word deur die leuns en die oortuigings van die vyand. Ons is geroep om te stap in gesag en autoriteit in Jesus naam. Die Bybel sê ons is geroep om te rule en te reign, om dominion te hê, om gesag uit te oefen in die aarde. Kan jy amen sê? Maar een van die goeie wat ons weerhou, is hierdie idee dat ons moet net vasbyt tot die einde toe. Ons moet net survive tot Jesus terugkom. Maar ons is nie geroep om net die aarde te ontsnap nie. Ons is geroep om te regeer in die aarde. Kan jy amen sê? Om te wys wie's baas. Halleluja. God in ons, die hoop van heerlikheid. Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir jou lees uit die boek van Jeremia, hoofstuk 1 vers 11 en vers 12. Net daai twee enkele verse. En as ek 'n titel vanoggend kan koppel aan my boodskap, sal dit wees besit die beloftes. Nou in Jeremia 1 vers 11 tot vers 12 sê die volgende woorde. Hy sê, die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien,
Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Nou, is interessant, die woord amandel in Hebreërs beteken om wakker te wees of om waaksaam te wees. Die amandelboom is ook een van die eerste bome wat blom in die lente, en dit verteenwoordig waaksaamheid en vroeë vervulling. So uiteindelik verteenwoordig die amandeltak God se gretigheid, God se gewilligheid en God se gereedheid om te doen wat hy gesê het hy sal doen. So God roep hierdie jong profeet, hierdie man Jeremia, en hy sê vir hom, Jeremia, jy gaan 'n kragtige profeet wees. Ek roep jou van jou moederskoot af. Jy is 'n man wat groot goed gaan doen vir die koninkryk van God, 'n man van autoriteit en gesag. Jy gaan groot goed doen. Maar God bring hom na 'n plek en hy sê, Jeremia, ek wil vir jou eerste les gee. Ek wil jou eerste profetiese les vir jou leer, en die Here wys vir hom die amandeltak. En hy vra hom, wat sien jy? Wat is jou interpretasie van wat jy sien? En hy sê, ek sien die amandeltak. En dan in vers 12 gee God vir hom 'n interpretasie van hierdie profetiese prentjie, en God sê vir hom, jy het reg gesien, ek staan gereed om te doen wat ek gesê het ek gaan doen. So met ander woorde, God sê, luister hier, Jeremia, jy moet vandag iets verstaan van wie en wat ek is. Voordat jy hierdie magtige profeet word, voordat jy iemand word wat 'n impak gaan maak vir my, voordat jy my stem op die aarde gaan wees, is daar een ding, Jeremia, wat jy moet verstaan aangaande wie ek is as God. Ek is wakker om te doen wat ek gesê het. Ek is gereed, ek is gretig om te doen wat ek gesê het. God het geweet dat Jeremia gaan ergens in sy lewe gekonfronteer word met leuns, dat hy gaan ergens gechallenge word, hy gaan ergens gekonfronteer word met omstandighede wat hom na 'n plek toe gaan dryf, waar hy kan dalk in 'n plek waar hy God begin bevraagteken. Het God regtig gesê? Klink dit bekend? Halleluja. Het God regtig gesê? Dis wat die vyand vir Adam en Eva sê. Het God regtig gesê? Die vyand wil my en jou na 'n plek toe bring waar ons God se waarheid bevraagteken. En God het geweet dat Jeremia gaan ergens met hardship gekonfronteer word, met uitdagings gekonfronteer word. En God wou die fondasie van hierdie jong profeet vas lê. En hy het vir hom gesê, Jeremia, voordat jy word wat ek oor jou droom, moet jy een ding weet oor my, Jeremia. Ek is gereed, ek is gretig om te doen dit wat ek gesê het ek sal doen. En ek wil vanoggend hierdie woord gebruik en ek wil 'n verklaring maak oor jou lewe en vir jou sê dat God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. As hy 'n belofte oor jou lewe gespreek het, as hy gesê het hy gaan iets vir jou doen, beter jy glo dat hy dit gaan doen in Jesus naam. Hy is wakker oor sy woord. Hy is gereed. Hy is gretig en hy is gewillig om sy woord te vervul. Kan jy amen sê? Halleluja. God wil hierdie waarheid vas lê in Jeremia se lewe. En voordat hy kon word wat God oor hom gedroom het. Hoor gou wat sê die Bybel in Numeri 13 vers 30 tot 33. Nou om jou agtergrond te gee, die Bybel sê Israel is in slawerny in Egipte vir 430 jaar en God rig Moses op om hulle te bevry. En God maak die belofte van die beloofde land, oorloop van melk en honing, en dis baie mooi en oulik. En dan hier in Numeri 13 sê God vir Moses om 12 spioene, 12 verkenners te kies om te stuur na die beloofde land om die plek te gaan verken. En die Bybel sê vir 40 dae het hierdie 12 manne die beloofde land gaan skel, dat hulle dit gaan verken. En hulle het teruggekom en hulle moes rapporteer aan Moses, hulle moes 'n verslag gee aangaande wat hulle gesien het. Maar hoor gou wat gebeur hierso in Numeri 13 vers 30 tot 33. Hy sê, Caleb is aan die woord en hy sê, Caleb het egter, voor ek daar kom, moet ek dit vir jou sê. Toe hulle terugkom om 'n verslag te gee aan Moses, sê die Bybel, hulle kom met bewyse van die beloofde land, vrugte. Hulle wys dat die beloofde land is uiteindelik alles wat God gesê het dit gaan wees. Maar die Bybel sê 10 van die 12 spioene sê toe vir Moses, alhoewel dit alles is wat God sê dit is, het ons nie die vermoë om die land in besit te neem nie. Hulle in Engels sê dit so mooi, hy sê the land is vast, it's fortified. Hulle blaas die onmoontlikheid op van hoe onmoontlik dit is om hierdie land in besit te neem. En die Bybel sê dat Joshua en Caleb maak hulle stil en hulle probeer die mense encourage, die mense van Israel encourage en sê luister, ons kan die land in besit neem. En hier begin hierdie gesprek toe nadat die 10 spioene gesê het ons kan nie die land in besit neem nie. Hoor gou wat sê Caleb. Hy sê Caleb het egter die manne wat met Moses praat stil gemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerig onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak, en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete, stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. My eerste vraag sal wees, hoe weet hulle wat die vyand van hulle gedink het?
Die realiteit was dit, hulle die land gaan verken en hulle teruggekom met 'n negatiewe verslag, nie omdat dit wat God gesê het nie die waarheid was nie. Hulle bring bewyse dat die land is alles wat God gesê het gaan wees, maar hulle kom terug met 'n oortuiging dat die belofte is daar, die belofte is voor hulle oë, maar hulle kan nie die belofte deelagtig word nie. En hulle begin hierdie negatiewe verslag te versprei onder die mense. En soos dit mense maar is, pastoor, glo hulle die negatiewe verslag. En Joshua en Caleb wat sê nee kerels, ons kan die land besit vat. Die Bybel sê hulle sommer doodmaak en stenig want dit is hoe die wêreld funksioneer. Die negatiewe ouens, ons almal kloek saam met hulle. Die positiewe ouens, ja, dis makliker gesê as gedaan, né? Dis hoe mense funksioneer. En hulle verwerp die optimisme van Joshua en Caleb en Israel glo die negatiewe verslag van die 10 spioene. Maar dit is interessant vir my as jy die laaste sin gaan lees van hierdie hoofstuk, dan sê dit die volgende woorde en dit maak ook die gedagtes van hierdie 10 spioene bekend. Hulle sê ons was so sprinkane in ons eie oë en so was ons ook in hulle oë. So met ander woorde, die 10 spioene het op 'n plek gekom waar hulle so insekeer en onseker was van hulle self en hulle het aangeneem omdat hulle self sien as sprinkane, sien die vyand hulle ook as sprinkane. Maar kerk, die realiteit was dit dat daai inwoners van daardie land het geweet en gehoor van die God van Israel. Hulle het gehoor van 'n God wat 'n rooi see oop kloof vir die Israeliete. Hulle het gehoor van 'n God wat voorsien. Hulle het gehoor van 'n God wat wonderwerke bewerkstellig vir sy kinders. En die waarheid was dit, daai 10 spioene het die vyand gevrees terwyl die vyand hulle gevrees het. Hulle, in Engels, I would like to say, they projected on the enemy their own inferiority. They felt small about themselves and they projected that on the enemy. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie weet wat God aangaande jou sê nie, as jy onseker is oor wie jy is in Christus, gaan jy altyd klein en insekeer voel en onseker van jouself voel. En dan gaan jy aanneem, almal sien jou so. En dan gaan jy op 'n plek kom waar jy 'n open target is vir die enemy. En die enemy gaan kom en hy gaan vir jou sê, jy kan nie die beloftes van God deelagtig word nie. God gaan daai ou seën, maar hy gaan nie vir my seën nie. Die goedheid van God is beskikbaar vir almal behalwe vir my. Dis die leuen wat die vyand vir ons voorhou. En wanneer ek en jy nie geanker is soos Jeremia aan die waarheid van God se woord in die kerk, dan gaan ons elke leuen glo. En ons gaan rondgestamp word deur die vyand. Maar ek wil vandag vir julle sê, die enigste taktiek wat jou vyand het, en dit is 'n oeroue taktiek, is dieselfde ou storie oor en oor. Hy val die kerk aan hier. En hy vertel vir jou, het God regtig gesê? Jy kan dit nie doen nie. Die belofte is daar, maar dit is nie vir jou nie. En dis presies wat hy gedoen het met hierdie 10 spioene. En hier kom hierdie 10 spioene en hulle kommunikeer hierdie leuen aan Israel. Dit is interessant vir my, Joshua en Caleb het 'n ander gesindheid. Die Bybel sê dat hulle probeer hulle oortuig en sê ons kan nie land in besit neem. Nou, as jy gaan lees in Numeri 13, sien jy waar God vir Moses instrukt om die 12 spioene te stuur. En God gebruik sterk woorde. Hy sê vir Moses, stuur die 12 spioene uit, die 12 verkenners uit, sodat hulle die land gaan verken wat ek vir julle gee. Halleluja, Joshua en Caleb was nie beweeg gewees deur wat hulle gesien het in daardie land nie. Hulle was beweeg deur wat God gesê het, want God het gesê, gaan verken die land wat reeds in julle besit, tot julle beskikking is. Dis julle land. So, hier is Joshua en Caleb in 'n debat betrokke met die 10 spioene en hulle is soos, waaroor debatteer ons? Die land behoort aan ons. Luister kerk, ek wil vandag vir jou sê, the Bible says that we walk by faith and not by sight. Daai 10 spioene was beweeg gewees deur wat hulle gesien het in daai land, maar Joshua en Caleb was beweeg deur wat God gesê het. Hallelujah, God said it belongs to us. God said this is our territory. God het dit gesê. En so vir Joshua en Caleb was dit irrelevant wat se uitdagings daardie land sou bied vir hulle, want hulle het 'n woord van God af ontvang. Hulle was geanker in die waarheid van God se woord. En so die vyand wat voor hulle was nie blind vir die reëse nie. Hulle het nie gemaak asof dit nie daar is nie, maar hulle was meer oortuig gewees deur God se waarheid. Halleluja. Hoor gou wat gebeur in Numeri 14 vers 9. Hulle is in hierdie debat betrokke. Halleluja, en Caleb probeer die mense, hy probeer hulle encourage en hy stoei met hulle en hy debatteer met hulle. En in Numeri 14 vers 9 sê Caleb, hy sê, julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Halleluja. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons, moenie bang wees nie. Nou ek love die posisie wat Caleb inneem in die skrifgedeelte. En dit is maar interessant, Caleb ontken nie die reëse nie. Hy ontken nie die uitdagings nie, maar hy erken God se krag.
En ek wil vandag vir jou sê, kerk, dis presies hoe geloof werk. Geloof ontken nie uitdagings en probleme nie, maar geloof erken dat groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Geloof ontken nie obstacles en challenges nie, maar geloof erken dat alles is moontlik vir hom wat glo. Kan jy amen sê? En Caleb is besig om hierdie geloof aan hulle te probeer kommunikeer, maar hulle verwerp dit. Hulle ontken dit. En ek wil vandag vir jou sê, kerk, daar soveel mense vandag wat toegang het tot die beloftes van God, tot die seën van die Here, tot die voorsiening van God, tot die deurbrake wat God vir my en jou beskikbaar het. Maar dit wat ons weerhou van hierdie oorwinning is nie 'n aanval van die vyand eers nie. Dit is nie dit of 'n demoon wat jou vasdruk nie. Dit is 'n mindset wat 'n grasshopper mentality adapt het, wat 'n springkaan mentaliteit aangeneem het, wat ons oortuig en vir ons sê, ons is klein, ons is eenvoudig, ons is gering, ons behoort in daai posisie nie. God doen dit vir ander mense, maar nie vir my nie. Maar ek wil vandag vir jou sê dat die woord van God verklaar dat hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Halleluja, wat hy vir jou doen, sal hy vir my doen, en wat hy vir my doen, sal hy vir jou doen. Maar wat ons weerhou van hierdie oorwinning wat vir my en jou beskikbaar is vanoggend, is 'n grasshopper mentality. En wanneer ek sê grasshopper mentality, praat ek dit nie, bedoel ek dit glad nie in 'n herhalende manier nie. Ek sê vir jou dit want dit is 'n mindset wat ons aangeneem het, wat die vyand by ons gekweek het, en dit steel soveel van ons. Dat laat jy sleg voel oor jouself. Dat bring jy na 'n plek toe waar jy jouself konstant bevraagteken. Is ek goed genoeg? Sien God my raak? Halleluja. Weet hy van my? Sien hy my sukkel? Sien hy my onsekerheid? Hy sien jou, maar die vyand oortuig jou, hy doen nie. Hy is gretig. Hy is gewillig. En hy is gereed om te doen wat hy gesê het. Kan jy amen sê? Hoor gou wat gebeur in Numeri 14 vers 28. So hulle is in hierdie debat en hulle stoei vorentoe en agtertoe, vorentoe en agtertoe. En uiteindelik praat God in Numeri 14 vers 28 en hy sê die volgende woorde. Hy sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here, ek sal met julle maak soos ek julle hoor sê het. Halleluja. God sê, ek sal met julle maak soos wat ek julle hoor sê het. Spreuke 18:21, lewe en dood lê in die mag van die. Wat jy sê, sal so wees. Jy sal die vrug eet van jou woorde. As jy teruggaan in die skrif en jy sien in Numeri 13 en die hele reis van Israel, sien jy toe Moses die volk uit Egipte uitlei, kom hulle vir die Rooi See. En die Rooi See voor hulle en hulle hoor dat die magte van Egipte is agter hulle. En hulle kom in 'n posisie waar hulle angstig raak. En die volk kom na Moses toe en hulle sê vir Moses, het God ons uit Egipte uitgelei om ons te laat sterf in die woestyn? En God demonstreer sy krag en hy kloof die Rooi See oop en hulle is deur. En die volgende oomblik wanneer daar 'n uitdaging is, dan sien jy weer die woorde na voorskyn kom. Het God ons uitgelei uit Egipte uit om ons te laat sterf in die woestyn? Hulle was konstant besig om te mediteer en te proklameer dat ons gaan sterf in die woestyn, ons gaan sterf in die woestyn. Weet julle dat die Bybel sê, Paulus skryf, hy sê dat omdat jy glo, praat jy, so dit is veilig om te sê dat jou spraak is 'n indikasie van jou geloof. Halleluja, Jesus sê dat uit die oorvloed van die hart praat die mond, en so hierdie volk is konstant besig om te proklameer en te profeteer, ons gaan sterf in die woestyn, ons gaan sterf in die woestyn. En ek wil vanoggend 'n stelling maak, kerk, en ek wil vir jou sê dat jou meditasie word jou manifestasie. Hulle het gemediteer op die feit dat ons gaan sterf in die woestyn, ons gaan dit nie maak nie, ons gaan sterf in die woestyn. En uiteindelik het daar 'n tyd aangebreek wat God gesê het, dit sal wees soos julle sê. Hulle meditasie het 'n manifestasie geword en daai hele generasie het gesterf. Maar 2 manne het die belofte in besit geneem van daardie generasie, Joshua en Caleb. En ons moet die vraag vra, hoekom? Want hulle het God se woord gevat en dit geglo. Halleluja, hulle het dit geglo. En ek wil vanoggend 'n vraag aan jou rig, kerk, en ek wil vir jou vra, wat glo jy? Halleluja. Op wat is jy geanker? Want as die woord van God nie ryklik in ons woon nie, kerk, dan gaan ons op 'n plek kom waar ons vatbaar is en ontvanklik is vir enige ding wat na ons kant gegooi word. Maar wanneer jy geanker is soos die wyse man op die rots, halleluja, die rots van die eeue, Jesus Christus, dan kan die storms kom en die branders kan kom en die waters kan kom. Jy staan onbeweeglik geanker in die rots van die eeue. Ons moet op 'n plek kom, kerk, waar ons besef hoe belangrik dit is, hoe krities dit is dat ek en jy so gevul is met die waarheid van God se woord dat daar geen ruimte is vir die leuen van die vyand nie.
Dat ons op 'n plek kan kom, dat ons kan reageer soos wat Jesus het, toe hy was in die wildernis. Die Bybel sê, die vyand het gekom en gesê, die Bybel sê dit, dan het Jesus gereageer met, daar staan geskrywe. Baie van ons rely te veel op Facebook quotes en lekker slaap prentjies op WhatsApp. Ons het nodig dat die woord van God ryklik in ons binneste woon, sodat wanneer die vyand kom, en hy gaan kom, en wanneer hy leuns na ons toe bring, wat hy gaan doen, dan kan ons reageer met die waarheid van God se woord. Paulus sê, laat die woord ryklik in jou woon. Ons moet op 'n plek kom waar die woord so ryklik in ons woon, dat ons 'n antwoord het vir elke leuen van die vyand. Kan jy amen sê? Hallelujah, we are the head and not the tail. We are above and not beneath. I am blessed in the city and I'm blessed in the field. Blessed in my coming and blessed in my going. Hallelujah, I am willing and obedient and I will eat the good of the land. With long life I will be satisfied. What God has started in my life, He will complete. Hallelujah, because I am willing and obedient, I say, because I faithfully obey the voice of the Lord my God, He will set me high above the nations of the earth. I will be blessed that my enemies will be at peace with me. Hallelujah, for I know the plans I have, you declares the Lord. Die woord van God moet so ryklik in jou woon, dat daar geen ruimte is vir sy leuns nie. Hallelujah. En een ding wat ek prioritiseer, eers hierdie mic, ek raak so opgewonde. Ek vergeet van die mic in my hand, prys die Here. Een ding wat ek prioritiseer in my huis is die woord. Die woord. My dogtertjie is 4 jaar oud, dan sal sy na my toe kom en sy sê vir my, pap, sy noem dit haar rympies. Sy sê, papa, kom ons sê my rympies. Dan sê ek, right, kom ons gaan. Dan sê sy, I am the head and not the tail. I am above and not beneath. Sy sê, I'm a leader, I'm not a follower. Hallelujah. I carry an excellent spirit. God has blessed me. God is for me, not against me. Hallelujah. I impact my generation with the gospel. Sy's 4 jaar oud en sy quote die woord van God. Want die Bybel sê, ek het die woord in my hart geberg, sodat ek nie kan sondig nie. Wanneer iemand jou druk met die woord uitkom, kan jy amen sê. My dogtertjie is so vol van die woord, so 2, 3, 4 maande terug, as ek besig met 'n klomp events, en 'n klomp dinge, en 'n klomp goed gaan verkeerd, en dis net oorweldigend, en ek voel, Heer, het God my nou verlaat, ek voel soos, ek het bomskokkend vir 'n moment. En ek kom by die huis, en my dogtertjie vra vir my, kan ons gaan swem by Kleinbrak rivier? En dis 4 warm, ek sê, right, pak die tas, hier gaat ons. En ek laai my seentjie, my dogter en ek in die kar, en ons is op pad see toe, en ons gaan swem daar in die rivier. Maar ek voel bedroef en swaar. My dogtertjie, 4 jaar oud, halleluja. Sy kom na my toe, en sy kyk my in die oë, en sy sê vir my, papa, kom ons sê my rympies. Ek sê, right, kom ons sê jou rympies. En sy sê, papa, I am the head, I'm not the tail. I'm above and not beneath. Hallelujah. What God has started, He will complete. My dogtertjie begin die woord so te quote. En hoe meer ek na my 4-jarige dogtertjie luister, en hoe ek gevul word met sy woord, kan ek voel my gees lig, en ek weet net herinner word, ek is bo, nie onder nie. Hallelujah. Ek kan nie oorwin word nie, ek oorwin. Hallelujah. God is nie teen my nie, God is vir my. Ek het toegang tot elke belofte in die boek is myn, elke hoofstuk, elke vers, en elke lyn. Ek voel in my momente waar ek na die rivier sit, hy water raak vir my warm, pastoor, halleluja, as die vuur van God op my kom, en ek wil vandag vir jou sê, niks sal jou so verkoop soos die waarheid van sy woord nie. Is die woord ryklik in jou binneste? Want as hy nie is nie, my vriende, dan is die realiteit dit, dat jy sal gekonfronteer word, en sukkel, met 'n grasshopper mentality. En eendag terwyl ek hierdie spesifieke boodskap voorberei, staan ek in my tyd op die gras, en ek mediteer op hierdie woord, en ek dink, Jesus Here, ek kan seker nou nie vir mense sê, dat 'n springkaan mentaliteit, alhoewel mense dit goed bedoel, kan dit sleg ontvang word. En ek stoei met hierdie gedagte, en ek kyk so oor die velde, en die volgende oomblik, kom my dogtertjie, sy trek my broek so. En ek sê, wag, papa dink, jy is met die Here besig, halleluja. En sy papa, sy trek my broek, en sy sê, papa, wat is die? En ek kyk so, die gee sy my 'n springkaan. Ek sê, okay Here, dis reg so, ek sal die woord preek, en ek wil vandag hierdie woord in jou kommunikeer, nie om vir jou te sê, jy is minder, as jy klein en minderwaardig voel nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar is 'n manier uit dit uit. God koester goeie gedagtes aangaande jou. God wil hê dat hierdie woord moet jou vanoggend regeer in jou hart, dat hy is gretig en hy is gewillig en hy is gereed om te doen wat hy gesê het. Hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy is nie 'n mens wat hy sou lieg nie. As hy dit gesê het, sal hy dit doen in Jesus naam. En baie van ons mis uit op die volheid van God se plan vir ons lewe. Ons mis uit op die beloftes van God, want ons het 'n mindset aangeneem. Dit is wat dit is. Ons maar net hier tot Jesus terugkom. Ons hou, weet ek praat nou met 'n tannie, hoe gaan dit tannie? Nee, arm maar geduldig. Ek sê, jy sê dit nooit weer in jou lewe nie. Ryk en voorspoedig, geseënd, jy kan nie dit sê nie. Moenie praat wat die vyand vir jou sê nie. Jy praat wat God sê. Halleluja.
Maar ons het 'n mindset aangeneem. Ons omstandighede het ons dalk gekondisioneer om te begin glo dit is maar net wat dit is. Maar vanoggend wil ons die leuen van die vyand breek oor jou lewe. En ek wil vir jou sê jy gaan dit maak. God is nie net jou redder nie. Hy het jou net nie vergewe nie. Hy wil ook jou voorsiener wees. Hy wil ook jou verlosser wees. Hy wil jou vrymaak van 'n minderwaardigheidskompleks. Hy wil jou vrymaak van insecurity. Hy wil jou vrymaak van angstigheid. Hy wil jou vrymaak van depressie. Hy is 'n verlosser. En weet jy wat, kerk? Hy's ook 'n voorsiener. Hy wil vir jou voorsien. Nie net kop bo water hou. Nee, hy wil hê jy moet in voorspoed lewe. My dogtertjie is van nie. Ek weet ek praat baie oor haar, maar sy's nes ek. Halleluja. My arme ma. Ek besef nou ek dit dalk nie die maklikste kind nie. Maar ek kyk na my dogtertjie se lewe en ek sien dat sy het soveel vertroue in haar pa. Sy het so 'n groot geloof in my. Ek beloof dat ek land vanaand in Mosselbaai. Môreoggend 9:00. Raai waar is ek? By Woolworths. Want sy soek 'n rokkie. Want as haar pa terugkom, want my pa gaan vir my 'n rokkie koop. Einde van die storie. En dan sê ek traai haar Ackermans toe vat en ek traai haar Pep Stores toe vat. Sy's slim. Sy sê Woolies het mooi rokkies. Ek sê maar dis duurder. Woolies is mooier. En sy glo dat haar pa het die vermoë om dit vir haar te gee. En haar geloof in my. Halleluja, maak iets in my wakker dat ek net die beste vir haar wil gee. Man, Lia, jy wil een hê. Hier is vir jou 3. Want sy het geloof in my. En ek wil vandag vir jou sê wanneer ek en jy God se kinders 'n geloof het in hierdie God. Halleluja, dan beweeg dit sy Vaderhart en hy wil goeie goed vir jou doen. Hy wil goeie goed vir jou bewerkstellig. Maar ons mis uit op die goedheid van God omdat ons glo dis vir almal, maar nie vir my nie. 'n grasshopper mentality. Maar ek glo vanoggend wil die Here jou vrymaak in Jesus naam. Lank genoeg het jy gesit in sak en as. Die Bybel sê he wants to give you beauty for ashes. Lank genoeg het jy minderwaardig gevoel, hopeloos gevoel, tweede beste gevoel. Dis 'n leuen uit die put van die hel uit. En vanoggend wil ek hierdie woord met jou deel en dit aan jou kommunikeer, sodat jy vanoggend 'n kwaliteit keuse maak om jouself in lyn te kry met wat hy sê oor jou lewe. Jy sal die belofte besit neem. Jy sal wees wat hy jou geroep het om te wees. Vanoggend breek ons met sy leuns in Jesus naam. Amen. Ek wil graag vir ons om met te staan kerk. Ek wil graag saam met jou bid vanoggend. As daai tannie op die keyboard my kan join, sal dit baie nice wees. Prys die Here. Halleluja. Ek wil vanoggend vir jou sê kerk, die Here het goeie intensies met jou. Die rede hoekom ek vanoggend hier is en so passievol is oor hierdie boodskap, is omdat ek daai ou was met die grasshopper mentality. Jy weet, ek het groot geraak in die kerk. Ek het nie hierdie massive getuienis van ek was was in dwelms verslaaf en ek het gehoreer en gedrink en ek het nooit daai goed gedoen nie. Daar's nie my getuienis nie, maar my getuienis is dit. Ek het so 'n verlammende grasshopper mentaliteit gehad dat ek nie so mondeling kon praat op skool nie. Ek kon nie met mense, ek kon hulle nie in die oë kyk nie. Dit het my gekrippel. Dit het gesteel van my. Ek het so sleg oor myself, want ek het so lae selfbeeld gehad. Halleluja. En ek het gedink dat die goedheid van God is beskikbaar vir almal, maar nie vir my nie. Weet, ons het in sekere omstandighede as my pa het weggestap met 'n ander vrou en ons was in armoede gedompel vir 'n seisoen in ons lewe. En ek het gevoel maar dis wie ek is. Oom het eendag vir my gesê, "Johanre, jy gaan 'n karwag word." En ek het hom geglo. Ja, dis seker maar so. Klein, minderwaardig, onseker van myself. Gevoel dat God se goedheid is daar, ja, soos daai 10 spioene, ja, dis daar, maar dis nie vir my beskikbaar nie. God wil almal oplig, maar nie vir my nie. God het goeie intensies met almal, nie vir my nie. Tot een oomblik wat ek 'n ontmoeting met God gehad het. Toe wys hy vir my hoe hy my sien. En toe ek sien hoe hy my sien, toe verander alles. Toe breek daai leuen oor my. En ek besef dat I am the righteousness of God in Christ. I am the head and not the tail. Die woord is waar, nie net oor ander mense se lewe nie, maar ook oor my lewe. En ek wil vanoggend vir jou sê, kerk, sy woord staan vas. Sy woord is waar oor jou lewe ook. En vanoggend ervaar ek sterk in my gees, iets baie van julle wat sukkel met presies hierdie ding waarvan ek vanoggend praat. 'n grasshopper mentality. En weer eens, ek sê dit nie om jou neer te praat weer nie, glad nie. Ek bring dit vanoggend vir jou, want omdat God jou wil vrymaak van dit. Niemand wil jy die res van jou lewe leef, opstaan in die oggend, net voel, jy is nie goed genoeg nie. God sien jou nie. Dit is die leuen van die vyand. Vanoggend bring God waarheid. En jy moet vanoggend verstaan, dat ek en jy is 'n wessel. En wessels is gemaak om gevul te word. En as ek en jy nie intentioneel gaan besluit om onsself te vul met God se waarheid nie, dan sal die vyand ons vul met sy leuns.
En dis hoekom ek vanoggend die woord, die beloftes van God aan jou wil kommunikeer, sodat elke leuen vervang sal word met die waarheid van sy woord. Halleluja. Jy is bo en jy